Tshwane neem dooieres op Kleinfontein. Sogenaamde een van 17 onwettige nedersettings. Hulle het ons belasting letterlik met miljoene verander. Waar ons 'n jaar en 'n half gelede 6 of 7.000 rand 'n maand betaal het, en nou verwag hulle 2 miljoen rand 'n maand. Dit lyk asof hulle die beleid het van, ons gaan vir jou 'n belaglike rekening stuur, jy mag maar beswaar maak, ons gaan ons nie steur in jou beswaar nie, en intussen moet jy maar betaal. Van 6.000 na 2 miljoen rand per maand. Korrek. In ons geval is dit net absoluut buite die kwessie. Ons netto inkomste in 'n maand is in die omgewing van 1,5 miljoen rand vir die dorp. Dis vir al 3 gedeeltes, vir die nedersetting, vir die wildpark en ook vir die hoewe, die landelike gedeelte. Dit lyk soos 'n proses waar Tshwane ons uit ons huise uit wil belas. Ons het 9 verskillende titelaktes. Een van die titelaktes het byvoorbeeld 'n kerk op. Danny, ons is nou hier by die kerkgebou van Kleinfontein. En nou met Tshwane se herwaardasies wil Tshwane vir ons kerkgebou, wat eintlik nie onderhewig is aan belasting nie, 41.000 rand 'n maand hê. Een van die eerste strukture wat opgerig is in Kleinfontein, gebou deur mense wat hier woon op hierdie stuk aarde, en dis 'n aparte titelakte. En die hoofdoelwit van hierdie struktuur is kerk, Sondagoggende sowel as Sondagmiddag. Wat Tshwane in hulle wysheid het besluit dis 'n onwettige kerk. Dis gedeelte 68 van die plaas Kleinfontein, en tot baie onlangs is hierdie gesien as 'n stuk landbougrond, en is ook so belas, ongeveer R200 'n maand. En nou met Tshwane se herwaardasies wil Tshwane vir ons kerkgebou, wat eintlik nie onderhewig is aan belasting nie, R41.000 'n maand hê in belasting. Tshwane 'n kerkgebou wat op 'n stuk plaasgrond staan, as 'n onwettige struktuur beskryf. Daar op die preekstoel staan God is liefde. En ek kan nie dieselfde sê van Tshwane se optrede nie. Om 'n plek van aanbidding te sien as 'n plek waar jy kan melk. Dit is mos baie duidelik dat dit 'n kerk is. Hoe kan jy ewe skielik die belasting met duisende persente opstoot? Daar is niks anders op daai titelakte nie, daar is slegs 'n kerk. R40.000 'n maand, en voor die waardasie van Tshwane was dit 200 en iets rand. Dit lyk nie asof daar enige logika agter hulle waardasies was nie. 'n Groot gedeelte van Kleinfontein is daar perde, bokke, skape en beeste, en die word as onwettig beskryf en kry 'n toedeling van unpermitted use. 'n Kleiner gedeeltetjie daarvan is besigheid, maar as jy kyk na die totale oppervlakte van daardie strukture, is dit soortgelyk aan enige boer se plaas in die omgewing. So om dit te verduidelik, sê 'n boer het 15 hektaar in die omgewing. Tussen sy huis en sy werkerskwartiere en sy store bebou hy 5% van daardie grond. Kleinfontein is presies dieselfde. Hoekom kan Kleinfontein 'n skuur opsit, dan sit 'n onwettige skuur, maar 'n boer mag 'n skuur opsit en dan is dit landbousone? Hoeveel mense woon hier op Kleinfontein? Hier is omtrent so 1500 siele. Dis nou van oud tot baby. Wat se tipe behuising het julle hierso op Kleinfontein? Hier is van klein hoewes, ek dink die grootste is seker omtrent 9 hektaar af na 1 hektaar toe. Ons het standaard, kom ons sê, residensiële erwe van omtrent 1000 vierkante meter. Ons het groepsbehuising, ons het behuising vir die oues van daar. Ons het ook 'n volledige toegeruste sorgsentrum. En dan natuurlik het ons eie begrafplaas. Al wat ons daar aan die kant hoor is die ryk mense met groot huise wat die geld steel van die stadsraad. Ons is nou hier in 'n plek wat anders lyk as wat vir ons voorgestel is. Mediaberigte wat sê almal hier is ongelooflik ryk. Dis nie ryk as jy in so 'n struktuur bly nie. Hier agter is 'n sinkstruktuur. Hier bly 'n ma, 'n pa, 2 pragtige kinders. Dis al wat hulle kan bekostig. En 'n paar jaar gelede was hierdie hele area, hulle het dit genoem 'n wit plakkerskamp. En dit was die werkers wat gekom het om die dorp Kleinfontein en die gemeenskap Kleinfontein te bou. Daardie mite dat jy outomaties ryk is, net omdat jy 'n wit vel is of Afrikaans is, dis absolute twak.
Jy's nie ryk as jy in so 'n struktuur bly nie. Ons het saamgespan entrepreneurs gekry, besigheidsmanne gekry en huise gebou wat jy kan sien in die omgewing wat daarin nou 2 slaapkamers het, 'n sitkamer, 'n badkamer en dan verhuur vir 'n billike bedrag. In Kleinfontein self het ons solidariteit ons plek en ons skool, so die kleintjies gaan daar skool, maar die ander gaan maar na hoërskole en laerskole buite Kleinfontein. Het julle al ooit enige finansiële ondersteuning van Tshwane gekry? Absoluut niks nie. Ons verskaf al ons dienste self en daar is geen rede hoekom dit hoef te verander nie. Enige iets wat jy kan klassifiseer as 'n munisipale diens word in huis gedoen. Ons water is ons absoluut selfversorgend in. Ons het 'n fontein en ons gebruik 9 van ons 34 boorgate. Dan het ons padskrapers, padrollers, padwerkmasjinerie waarmee ons paaie onderhou. Ek is nou al amper 6 jaar hier en ons bou net paaie nog al die pad. Ek het 2 PLB's, 1 roller, 2 trekkers, 4 fire extinguisher bandjies en dan het ons 3 voertuie. En met hierdie masjiene doen julle Paaie, alles word hierdie jaar goed gedoen. pype word Alles, alles met hierdie masjien. Ja. Today we are here in Kleinfontein and we're here in the section of public works. I'm seeing things that I haven't seen before in my life, where we have actual machinery, yellow plant that's actually being maintained. Every Friday they call it a wash and grease. And if you look behind me, we can actually see what's being done. They're actually washing all the vehicles and greasing them. And by doing so, it's actually well maintained, making, work much easier and maintaining the equipment to last longer than the expected life. The maintenance that is done on this machinery are done by the people of Kleinfontein. Nothing that needed to be supplied by the city of Tshwane. They are self-sufficient and self-efficient. Ons elektrisiteit kry ons van Eskom, 'n grootmaat aansluiting, maar amper 50% van ons elektrisiteit word ook opgewek deur ons eie sonaanleg. Hierdie sonpanele wek dit al julle krag op, gebruik julle van Tshwane se krag. As jy dalk vir ons bietjie net deur julle sonpanele stelsel kan vat. Gelukkig is ons hoegenaamd nie afhanklik van Tshwane vir 'n enkele kilowatt nie. Ons het 'n Eskom koneksie, maar hierdie tyd van die dag werk ons absoluut al die krag van die dorp tot selfs ons rioolwerke se elektrisiteit werk ons deur hierdie sonaanleg op. En in 24 uur periode doen ons omtrent so 42% van julle dorp se behoeftes. So om dit baie duidelik te stel, julle gebruik absoluut geen krag van die Tshwane Metro. Absoluut niks. Op Woensdae is ons manne besig met sleepwaens en verwyder hulle die vullis. So vullisverwydering word ook nie deur die stadsraad gedoen nie. Ons verwerp ons eie riool tot op SAN-standaarde en maak seker dat daardie water gesuiwer word op so 'n vlak dat ons bome daarmee mag nat spuit volgens die wet. I'm finding this very interesting. We are standing here at the sewage works in Kleinfontein, but there's no smell and there's no flies. Please tell us, how do you work this magic? This was designed by an engineer, one of our people, and it's a biological process. So we take the sewage, we have an extensive sewage network in town, take all that sewage, we bring it to a septic tank. From the septic tank it goes through a biorotor configuration. Those are those 2 white structures. It goes through various stages of cleaning to remove the solids, and then we take that water, irrigate trees, irrigate our rugby field and communal areas. What do you need from the city of Tshwane as a community out here in Kleinfontein? My first answer would have been absolutely nothing, but I'd like to quantify that. How about understanding? We have our own sewage works, we have our own water supply, we do our own roads, we do our own electricity, we do our own admin, we do our own refuse removal. We need nothing. A bit of understanding, that would be really great. Die is die voorbeeld van hoe water en suiwering eintlik veronderstel is om te werk. Kyk bietjie die mooi skoon dam, die fontein daarbo waaruit die water uitkom. Die is eintlik die voorbeeld en die toekoms van hoe watersuiwering veronderstel is om te wees. Nou hierdie fontein doen tussen 3000 liter 'n uur
en 15,000 liter 'n uur in die somer. Toe ons Kleinfontein gekoop het ons 'n kaart gekry met 34 boorgate. Verstop. Nou uit daai 34 boorgate het ons besluit om slegs 9 te gebruik as bystand tot die fontein. Daar is eintlik nie 'n diens wat jy aan kan dink wat Tshwane vir ons kan verskaf nie. Elke bakkie van ons siviele departement wat rondry het 'n brandblusser op. Ons blus nie net brande in Kleinfontein nie, ons blus ook brande daar buite. Want as hulle 'n belasting by julle eis, moet hulle al hierdie dienste wat jy nou noem aan julle voorsien. So Grandi, die regte vraag is eintlik watter dienste verskaf Kleinfontein aan Tshwane waarvoor ons hulle eintlik behoort te faktureer. Een van die goed wat hulle sê is julle het nie aansoek gedoen vir dorpsstigting in hierdie gebied nie. Sedert 1993 met owerhede stoei. Die wat oud genoeg is om te onthou sal weet wat is peri-urban. Dit was 'n tipe van 'n raad wat vir jou toestemming gegee het om te kan bou. Dis vervang met die oostelike diensterade. Dis vervang met Congwini. Congwini was natuurlik korrup, het bankrot gespeel, is oorgeneem deur Tshwane. So ons het met peri-urban gepraat, ons met die oostelike diensterade gepraat, ons het met Congwini gepraat en uiteindelik met Tshwane. En as ek nou praat, dan praat ek van planne indien. Tshwane het op hulle tafel 'n volledige DFA ontwikkelingsaansoek vir die hele Kleinfontein wat elke vierkante sentimeter van hierdie nedersetting en gemeenskap beplan sedert 2012 op hulle tafel. 24 dae voor ons finale tribunaal. Toe besluit die hoër magte in hulle wysheid om die DFA ongrondwetlik te verklaar en verander toe daardie wet in Spluma. Ons sê toe vir Tshwane, goed, ons het nou hierdie DFA aansoek, wat maak ons nou? Hulle sê nee, geen bekommernis nie, jy kan aangaan met Spluma. Maar wag 'n bietjie, Spluma is nog nie gereed nie. Toe moes ons nog 4 jaar wag. Nou, Tshwane het so onlangs soos 30 Mei, en die spesifieke persoon is Brenda Selotta, van die Stadsraad van Tshwane, wat reageer op ons aansoek wat alreeds by Tshwane is sedert 2012. Wat sê, in haar opinie moet ons nog aandag gee aan so 4 goedjies. Een van hulle was brandblussers gewees, daar's 'n komponent van ons waterdienste waarmee hulle nie tevrede was nie. So tot laas jaar Mei, het die Stadsraad van Tshwane gesê, julle het 'n aansoek, ons hanteer die aansoek en hierdie is die kommentare en die kritiek. En skielik verander die omgewing, nou sekere verkiesing op die horison. Ons word onmiddellik van 'n dorp wat in aansoek is, verklaar tot onwettig, behalwe as jy meneer Maluleka op 'n goeie dag vang, dan is ons informeel, maar ongeag, nou word ons deur dieselfde stadsraad wat sit met ons DFA-planne, gedagvaar om basies van vooraf te begin, teen 'n enorme koste, doen jou Vlei-land studie oor. Hoekom? Wat het verander met die Vlei-land in 10 jaar? Sy eers gesertifiseer is, dan is hy mos daar. Hy verdwyn nie net. Maar in elk geval, dit is wat die stadsraad van ons verwag. En die ergste dan natuurlik is hulle praat van die 17 onwettige nedersettings wat ons natuurlik ontken dat ons onwettig is, want ons het 'n hangende aansoek. En dan besluit hulle om net een van daai 17 te dagvaar. En hulle besluit om net een van daai nedersettings te dreig met sloping. 'n Nedersetting wat alles self doen. Eie water, eie elektrisiteit, eie paaie, eie vullisverwydering, eie rioolwerke. En wat is die beloning wat Tshwane gee vir 'n nedersetting wat eintlik Tshwane se werk doen? Vat hulle hof toe en dreig hulle met sloop. Private sekuriteit is nie heeltemal die regte woord nie. Hierdie is gemeenskapssekuriteit. Ja, ons het uitgekontrakteer aan 'n firma. Daai firma se mense bly binne in Kleinfontein. So hulle het 'n belang hier. Soos hulle belangrik dat daar nie by 'n huis ingebreek word nie. Waar staan ons veiligheid met die res van Tshwane? Is daar al iemand met 'n pistool aangehou in Kleinfontein? Iemand geskiet, iemand vermoor, iemand verkrag? Kategories nee. So he's here to discuss a matter which has brought to my attention, a video that was doing around by a member of No Action in the SA. So we just need some clarity on some of the narratives and misleading context which she is deriving through her messages, which is misleading the city of Tshwane. Tani, please, if you may, there were accusations of people that own properties here and would like to sell it but cannot sell it. Is this in any way factual? Is this a narrative that we are painting by defending you? Can you please just elaborate and tell us the truth? Sure, that is absolutely wild. I understand also that the same video
made reference to a court case that members in Kleinfontein brought against their own community. So, of the entire video, I think that's the only part that is true. The reason those people brought a court application has got absolutely nothing to do about title deeds, about being able to sell your property. In actual fact, we are standing in front of one of the properties of one of the 4 people that made this court case, who sold his property for 1.3 million. Wow. Now, if anybody was painting the picture that you cannot sell your property in Kleinfontein, that is completely without any truth. If you look over my shoulder and you look towards the White House, that's another one of the 4 people that made a court case against their own community. He is trying to sell his property in the open market for 2.7 million rand. Wow. Without a title deed. The complete lack of understanding for Kleinfontein actually baffles me. We are a share block scheme, share block company. So what happens is you get a earth assigned to you that you can put towards your kids' education if you wanted to. They could eventually, when you pass on, the property could become theirs, and you can of course sell it. And you sell it at the highest price you can possibly get for it. So for anybody to claim that you cannot sell your property in Kleinfontein and that you have to go to court for it, that's absolutely nonsense. You are either very deliberate, or you're trying to fool people, or you do not understand. So it's clear that this person's from No Action in SA, and their entourages are actually out to get political gain out of seeing us as Afrikaners, as putting us detrimentally in the ground by trying to bulldoze a community that is self-sustaining, self-sufficient, and they're not looking actually at the critical matters within the inner city of itself that is sucking it dry, which is the informal squatters. Fact, this house sold for 1.3 million without a title deed. Fact, that house is in the market for 2.7 million. Somebody claiming that the reason why there was a court case against Kleinfontein is because you cannot sell your property. That is not true. Thank you for the work that you guys are doing, and thank you for showing that some people obviously have agendas. Yep. This lady from Action or No Action, I don't know what they're called, obviously has no clue. Dis voor die hand liggend dat met die verandering in regime in Tshwane het hulle vyandig geraak. Die oomblik toe Action SA, die EFF en ANC konkoksie die regering of die bewind in die stad oorgeneem het dit so vyandig geraak. En ook, ek wil dit baie duidelik stel, Danny, hier was 'n ene meneer Kutse, 'n sogenaamde Action SA stadsraadslid, wat nie eers bekwaam is om 'n lid te wees nie, wat kom en 'n video maak en vir die publiek daar buite gaan loop en vertel, Kleinfontein teer op die mense van Tshwane, van Mamelodi, van Eersterus, van al die ander townships. Kleinfontein, sover ek dit nou verstaan, het nog altyd hulle eiendomsbelasting betaal en nooit 'n dag of 'n sent se diens gekry nie. So met ander woorde, is ek reg as ek sê dat julle subsidieer inderwaarheid vir Tshwane en nie andersom nie. Absoluut, absoluut. Grandi, met respek, ja, Action SA was al 2 keer hier. Hulle het nog elke keer gekies om ons nie te skakel vir 'n afspraak nie. Ek dink selfs die MK het bietjie meer hoflikheid gehad in hulle. Hulle het ons geskakel en ons het vir hulle koeksisters gegee en ons het hulle die terrein gewys en ons het lekker met hulle gesels en hulle het ons standpunt verstaan. Action SA om een of ander rede kom kruip weg agter 'n boom so 100 meter van ons hek af. Dan neem hulle skelm video's en dan raak hulle die grootste klomp nonsens kwyt. Soos meneer Kutse wat nou die bewering maak dat ons gesubsidieer word. Absoluut die teenoorgestelde. Daar is plakkerskampe in die onmiddellike omgewing. Ek dink aan Pienaarpoort, ek dink aan nedersettings soos Leeufontein wat onwettig gevestig is, op publieke grond gevestig is, met ander woorde die belastingbetaler se grond. Dan skree hulle, bring vir ons dienste. Anders maak ons moeilikheid. Daardie gemeenskappe word gehelp. Maar Kleinfontein wat sy eie dienste verskaf, wat al vir jare belasting betaal, plaasbelasting, ja, hulle word gedreig. Dis
baie definitief iets donkers wat aan die gang is. Daar is ergens 'n gekonkel. Ek glo dit is die gekonkel onder die partye wat eenvoudige verkiesing sien. Die regstekens wat 'n verkiesing sien en besluit het, kom ons vat 17 nedersettings. En terwyl die hele wêreld se oë op die Afrikaner is en op Suid-Afrika is, dan gaan sonder ons die een enkele Afrikaner nedersetting uit en ons dreig hom met sloping. Ek dink dis redelik politiese selfmoord. Ek wonder nogal wat gaan gebeur met Action SA, met die ANC, met die EFF. As die boodskap daar by meneer Trump uitkom, dat Tshwane in hulle wysheid besluit het om een Afrikaner nedersetting, die enigste een uit 17, te teiken, te belas, in so 'n mate dat ou mense en arme mense werklik sal moet op vlug slaan uit hulle huise uit. Want wie kan ewe skielik 'n belasting van R100 opstoot na R6.000 of R7.000 per huis per maand? Om dit te kwantifiseer, een stuk grond van ons was in Augustus 2024 belas met R1.536. Daardie stuk grond word nou teen R1.2 miljoen belas. Doen die som, R1.500 na R1.2 miljoen. Dis doelbewus, hierdie is 'n politieke set. Ek dink dit gaan, in Engels praat hulle van 'n own goal. In Engels sê hulle backfire. Ek het nie goeie Afrikaanse woorde daarvoor nie. Hierdie is 'n pak wat gaan terugkom na die ANC toe, na die EFF toe, na Action SA toe. Hulle soek moeilikheid met die verkeerde mense. Kleinfontein is 'n voorbeeld van hoe 'n gemeenskap na sy eie belange omsien, en ons sien al hoe meer en meer dat dit gebeur. Die boere in die plaaslike omgewings maak nou reeds teerepaaie reg, hulle doen hulle eie sekuriteit, hulle doen hulle eie vullisverwydering. Ons praat nie eers van die Vrystaatse dorpies soos Reddersburg, wat sommer die stadsraad geheel en al uitgeskop het nie. As Tshwane so aangaan, dan gaan hulle uitgaan. Ja, ek was so 2 weke gelede op 'n radio-onderhoud op RSG gewees. En net voor my het hulle met die Tshwane burgemeester, Nasipi Moya, gepraat. En ek het met my eie geore gehoor hoe dat sy sê hulle is moeg vir hierdie informele nedersettings of onwettige nedersettings. Hulle moet 'n voorbeeld maak. So wat sy eintlik gesê het, en dit het ons nou gesien in dade, hulle wil Kleinfontein gebruik om die voorbeeld te maak. Hoe raak jy ontslae van onwettige nedersettings? So dis voor die ontliggend wat hulle doelwitte is. Ons hoef nie daaroor te bekommer nie, en daarom wil ek vir jou sê, dankie dat ons vandag eerstens saam met my hele caucus wat hier sit, kon sien hoe dat julle hierdie dorp bedryf, suksesvol bedryf. Dis skoon, die voertuie is skoon. Hier is net orde wat ons nie in die res van Tshwane kan sê nie. Ek sal jou in plekke vat in Tshwane waar daar absolute chaos is. Dit is onbeskryflik. En dan het ek ook reeds gesê van die verskille met julle het begin as 'n nedersetting lank voor Sploema in werklikheid. Nou dit beteken dat Sploema, as dit toegepas moet word op die hele stad Tshwane, dan gaan daar heelwat woonbuurte wees wat nie kwalifiseer nie, wat nie as 'n woonbuurt kwalifiseer nie. Dis dan ook eintlik tegnies onwettig. Julle het begin met 'n dorp voordat sekere wetgewings in plek is, maar nou wil hulle dit terugwerkend op julle van toepassing maak, die Sploema wetgewing. So ek dink, en jy kan maar weet, ons as die VF+ caucus in Tshwane, en ek glo ek kan namens ons party in die groter Pretoria minstens praat en sê ons staan met die gemeenskap van Kleinfontein, en die dag wat hulle 'n stootskraper hier naby my, sal ek in daai pad gaan lê dat hulle boor my ry. En ek glo die res van my caucus sal dieselfde doen. Daar's nie 'n manier wat hulle aan julle kan vat nie. Sê dit vir die inwoners van Kleinfontein, ons staan met julle, reg en geregtigheid moet geskied. Hierdie klomp laat ek liewers nie sê nie. Hierdie klomp mense wat absoluut polities en rassisties gedrewe is, aan maar gaan doppies blaas. Kleinfontein is hier om te bly, die VF+ is hier om julle te ondersteun, en ons glo aan reg en geregtigheid.
Trally. Ek moet baie dankie sê. Dankie vir die ondersteuning. Daar's baie mense wat agter hulle sleutelbord sit en 'n duimpie stoot vir 'n Facebook plasing, vir 'n bakkiesblad plasing en dit bly daar. Hulle gaan nie oor tot aksie nie. VF+, dankie dat julle vandag hier was. Dankie dat julle oorgaan tot aksie. Julle is 'n voorbeeld van wat vriende eintlik is. 'n Vriend is nie iemand wat daar is wanneer dit goed gaan met jou nie. Wanneer jy onder druk is, wanneer die boelies van Tshwane die lang messe uithaal vir die Afrikaner gemeenskap Kleinfontein, het julle opgestaan soos een man. Julle is hier. Julle is hier op 'n Vrydag. Dankie daarvoor. Dankie dat julle julle tyd gespandeer het saam met ons. Julle is altyd welkom en hou asseblief so aan. Opgee is nie 'n opsie. Dankie Danny. Ja, dis vir ons nie net 'n roeping nie, maar weet jy wat? Dit maak ons trots as Afrikaner om te sien hoe handhaaf jy, hoe bou jy, hoe verbeter jy die omstandighede van jou eie mense. En ons is trots om deel te wees van 'n Afrikaner volk wat bou en strewe na beter. Dankie. Hoor.